Voel jy soms oorweldig deur die aanvalle van die bose op jou lewe? Onthou, ons kan die wapenrusting van God aantrek. Die befaamde skrywer C.S. Lewis het gesê dat daar 2 algemene foute gemaak word rakende die duiwel. Of ongeloof oor die bestaan van die bose, maar aan die ander kant ook, dalk is daar 'n oordrewe onnatuurlike belangstelling in die bose. Albei hierdie opvattings is tot die bose se voordeel. Volgens Lewis is die metodes wat die Satan by uitnemendheid gebruik in die stryd teen gelowiges die volgende: om ydelheid en eie waan te bevorder, geleidelike verleidings deur klein kompromieë aan te gaan, of om mense se aandag van God af te lei, deur hulle gefokus te hou op onbenullighede en op die verlede in plaas van op die ewige toekoms. Wees nugter, wees wakker, julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Dit lees ons in 1 Petrus 5 vers 8. Dit dien as 'n waarskuwing vir ons om nie ons vyand te ignoreer, ligtelik op te neem of selfvoldaan die stryd aan te sê nie. Hierdie brullende leeu wat of die vyand van God en of ons natuurlike geaardheid kan wees, het ten doel om ons besig te hou met die dinge van die wêreld, in plaas daarvan dat ons doelgerig en standvastig ons oë gefestig hou op God. Ons moet bewapen, soos 'n Romeinse stryder homself bewapen het. Ons vind dit in Efesiërs 6. Die wapenrusting van God is nie iets wat ons eers moet verdien nie. God gee dit vir die wat in hom glo. Ons moet weerstand bied teen die aanslag van die duiwel, sodat die vesting, ons geloof in God, behoue sal bly. Om sy bors het die Romeinse soldaat 'n ysterplaat gedra om sy hart en longe te beskerm. Die duiwel se aanslag is seer en gemeen. Voortdurende aanslag kan ons laat twyfel in God en ons verlossing. En ons kan ook teleurgesteld raak wanneer ons nie versoeking kan weerstaan nie. Maar Jesus se bloed het ons vrygespreek. Ons moet dit glo en ons harte pantser teen Satan se leuns. Ons is verkondigers van die blye boodskap van vrede. En daarom moet ons ook in die kerk in vrede met mekaar saamleef. Anderster takel ons self die geloofstrukture af. As medewerkers in God se koninkryk mag ons dit nie doen nie, want dan werk ons vir die vyand. Die brandpyle van die bose, die aanslag waarmee ons aangeval word afgeweer deur die Heilige Gees wat in ons woon en ons versterk. Die helm wat ons as verlossing opsit, beteken ons moet ons gedagtes vul met God. En dan sal Satan en sy verdraaiings van die waarheid ons nie oorval en ons nie laat twyfel nie. Beveg die vyand deur kennis van die woord van God, want so beroof ons die bose magte van volgelinge en van krag. Gelowige kan nie sonder gebed bestaan nie. Gebed is die energiebron van ons geloof. En dit is waar ons krag en hernieude moed kry vir die stryd wat voorlê. Deur medegelowiges in gebed aan God op te dra, versprei ons die genadige kragbron reg deur die wêreld. 'n Lewe wat voortdurend in gebed is 'n lewe wat voortdurend groei in geestelike krag en vertroue. Ons moet onthou dat die bose kom nie altyd in 'n geestelike vorm nie. Met tye is dit die sigbare, aggressiewe leeu wat dit is. Maar hou moed. Opponeer die leeu wat vir jou brul, want jy is goddelik bewapen vir die stryd. Tot môre.